Goeiedag, ek is Gerard van die Bybel in 1 jaar span saam met jou op reis deur die Bybel. Vandag het ons die voorreg om Eksodus 18 te lees. En hier word beskryf hoe Jethro, Moses se skoonpa, 'n Midianitiese priester, Moses besoek in die woestyn en natuurlik sy vrou vir hom terugbring nadat hulle nou uit Egipte uitgetrek het, en waar hy sien hoe Moses met die mense werk en hulle dien en hulle probleme aanhoor, en dan aan hom raad gee hoe om Israel te bedien, sodat hy nie uitbrand nie. En ek neem iets van God se werk moet op God se manier gedoen word met wysheid, orde en gedeelde verantwoordelikheid. En ons moet leerbaar bly en bereid wees om van medegelowiges te hoor en te leer, soos wat Moses hier bereid was om te leer. Enkele gedagtes rondom die teksgedeelte. In verse 1 tot 12 sien ons dat Jethro hoor van God se redding aan Israel vanuit Egipte. En hy prys God vir die verlossing uit Egipte. Hy bring offers en erken dat die Here groter is as alle gode. En dit sê net weer vir ons, God se werke trek alle mense na hom toe. Jethro hoor en erken God se grootheid. In verse 13 tot 18 sien ons hoe Moses die volk se sake aanhoor en beoordeel en oordeel. Verse 13 tot 18, en hy sit van die oggend tot die aand om dispute op te los. En sy skoonpa kyk hom so en hy sê vir hom, hierdie gaan nie uitwerk nie. En hy sê vir hom, dit is nie volhoubaar nie. En ek neem iets hiervan uit dat leierskap het perke. Niemand kan alles self doen nie, selfs nie as Moses nie. Numeri 11 vers 14 tot 17, kla Moses dat die las van die volk te swaar vir hom alleen is, en hy vra om eerder te sterf as om alleen aan te gaan. So, ons kan nie, en ons verantwoordelikheid is nie om alles alleen te dra nie. Dan verse 19 tot 23 lees ons van Jethro se wyse raad, wat vir Moses sê, stel leiers aan oor 1000, honderde, 50 stiene, en net die moeilikste sake kom na jou toe, wat die ander nie kan oplos nie. En ons sien dan ook die kwaliteite in vers 21, waaroor hierdie leiers moet beskik. Hulle moet God vrees, betroubaar wees, onregverdige wins haat, en dit sê vir my, hulle karakter vorm die kern van die leierskap. En ek neem uit hierdie gedeelte dat wyse raad is belangrik. God gebruik ander mense om met ons te lei, met ons te praat. Maar ook dat delegasie noodsaaklik is. Gesonde strukture voorkom uitbranding. Gaan lees gerus Deuteronomium 1 vers 9 tot 18. Ons kan nie verwag dat jou pastoor of jou predikant alles moet doen nie. Ons as gelowiges moet ons plek inneem. Handelinge 6 vers 1 tot 7 sien ons dat die apostels diakens aanstel, delegeer, sodat God se werk gedoen kan word in orde en in wysheid. En dan sien ons natuurlik lees ons in vers 24 tot 27 dat Moses hierdie raad implementeer. En wat vir my interessant was, God praat met Moses. En in hierdie geval kies God om nie met Moses self te praat nie. Hy kies om deur Jethro met Moses te praat. En Moses stel vir my en jou 'n voorbeeld. Hy luister na Jethro. En dit is tekenend van sy geestelike en sy emosionele volwassenheid. En natuurlik dui dit ook op die verhouding wat daar tussen Jethro en Moses was. Laat my dink aan Spreuke 11 vers 14, in die veelheid van raadgewers is redding. Goeie raad is 'n seën. En die raad aan Moses is ook vir my en jou. Ons primêre fokus moet wees om mense en hulle dinge voor God te bring, intersessie, om mense te leer en te lei deur ons voorbeeld, disippels te maak, en natuurlik dan hulle uit te stuur om produktief in God se werk en in sy roeping te wees. Hierdie deel wys ook vir my heen op Jesus Christus, want Jesus is ons volmaakte leier. Jesus is ons middelaar, en natuurlik is Jesus ook die een wat sy liggaam toerus om saam met mekaar te kan werk en medewerkers te wees aan sy koninkryk en in sy koninkryk. En dan natuurlik ook is dit vir my heenwys, want Jesus kom wys vir ons in die Ou Testament, God wys vir ons in die Ou Testament, dat
Selfs sy getuienis van sy grootheid gaan uit na die nasies. Jethro is 'n nie-Israeliet en hy erken en bely God. En dit wys vir ons vooruit op die evangelie wat alle nasies bereik. Kom ons oorweeg bidend vandag. Aanvaar ek en jy hulp en raad? Of dink ons moet alles self doen? Spanwerk is God se ontwerp. Tweedens, bou ons gesonde strukture in ons werkplek, in die kerk, in ons gesinne? Of is daar een persoon wat swaar trek onder die las? As ek na die huis kyk, is dit baie keer die ma wat alles moet doen. Of maak ons seker almal doen hulle deel, delegeer. En dan 'n vraag wat ons ook oor kan bid. Is ek en jy 'n betroubare leier? En dit gaan nie net oor ons natuurlike talente en vermoëns nie, dit gaan oor ons karakter. En dan is ons bereid om na God se stem te luister, wat soms deur ander mense na ons kom. As pastoor Fanie preek, as Jolandi preek, en al ons ander wonderlike mense wat vir ons voorgaan, en God se woord met ons deel, is ek en jy bereid om te hoor van hulle. Maar is ek en jy ook bereid om te hoor van ons vrou, van ons kind, van ons medewerker? Groete en seënwense vir jou in hierdie dag.